Amen. Amen. Wat 'n vreugde om te kan bid, julle. Wat 'n vreugde. En as ek dink aan alles, het uit gebed ontstaan. Want God het begin spreek nadat hy in gebed, in counsel was met Vader, Seun en Heilige Gees. En wanneer ek en jy bid, is ons in counsel, veral met die bloed van Jesus wat spreek namens elkeen van ons voor die grondlegging van die wêreld. Wat 'n vreugde is dit net nie. Hierdie afgelope tyd was daar soveel mense saam met wie ek gebid het, wat vir jare al oor sekere goed bid. En op 'n plek is waar hulle moeg is en lam is en voel, is dit die moeite werd. Nou ek wil vir julle sê, elkeen van ons het 'n plek in ons lewe waar ons God vertrou vir iets wat ons al jare lank dit voor hom hou en ons sien miskien nog nie 'n verandering nie. Maar wat ons moet verstaan is dat die vyand se strategie is nie om vir jou en my uit die koninkryk uit te haal nie. Hy kan nie, ons is wedergebore. Ons gaan nie luister vir hom nie, maar kom ons lees weer hierdie bekende skrif. Daniël 7 vers 25. And he shall speak words. Dis die antichrist wat die duiwel is. Hy's antichristus. Against the most high God, and shall wear out the saints of the most high God, and think to change the time of the secret feasts and the holy days and the law. Hy kom en hy sê, hy mik op ons om ons moeg te maak, om ons lam te maak, om ons te stop en om ons uit te stres. Klink dit vir julle bekend? En dan sê hy ietsie daarby, wat baie belangrik is as jy gaan kyk na al die Hebreëse woorde daar. En hy sê, to stop them from their feast times and holy days. And the law. Hy maak ons so moeg, dat ons ophou om in die woord te wees. Ons is net moeg en ons is stam en ons is lam. Ons hou op om te bid. En ons kom nie by die byeenkomste van die gelowiges nie, die feeste en die tye wat ons by mekaar moet kom nie. Want hier is 'n corporate anointing. En as Kote hier instap en sy's moeg en sy's lam en as ons hier klaar is, dan die salwing in my en in elkeen van julle deur die Gees haar bedien, dat as sy hier uitstap, dan voel sy versterk in die Here. Het julle dit al agtergekom? Jy kom hiernatoe baie keer of kerk toe baie keer uit plig uit. Dit is nou maar iets wat jy doen, maar as jy hier uitstap, dan voel dit, jy's bekragtig, jy's versterk, jou arms is opgetel, jy kan weer aangaan. Nou, dit wat die vyand doen, hy maak ons moeg, en in die proses so besig, dat ons die byeenkomste verwaardeloos. En dit is wat die Here gebruik om ons te bekragtig, en om vir ons krag te gee. Nou, een van die goed wat duidelik hier uitkom, is die vyand weet, hy kan ons nie uithaal nie, maar hy gaan ons moeg maak. Hy gaan ons op 'n plek kry, waar ons moeg raak, en ophou veg. Nou as ons kyk na die wapenrusting van God, dan het God vir ons 'n wapenrusting gegee, wat ons volkome bedek, behalwe ons rug. Daar's nie 'n beskerming vir ons rug nie. Hoekom nie? Ons is veronderstel om te veg. En dan kyk jy na die vyand en jy kyk vorentoe. As jou rug oop is wanneer jy vlug en onttrek. En ons is nooit geroep om te stop nie. Want Jesus het vir ons gesê, on this earth you will have trials and tribulation. Oorlogvoering en probleme is die lewe. Dis die lewe wat ons hier op aarde gaan deurgaan. Maar ek en jy het 'n wapenrusting en die oorwinning van die kruis van Golgotha om ons te beskerm in elke opsig, behalwe as ons omdraai en vlug.
as ons stop. En gistermiddag het ek iemand gedoop weer en ek sit en ek dink, baie van die mense, daar is soveel misleiding aan die gang in die kerke. Baie van die mense besef nie, as jy nie deur die doopwater gaan, en jou met Jesus se dood vereenselwig, en opstaan in die liggaam van Christus, dan is jy nie in die liggaam van Christus nie. Besef julle dit? Jy sterf saam met hom, en dan staan jou fisiese aardse liggaam op in 'n nuwe dimensie waar jy deel is van die liggaam van Christus. En die wapenrusting van God is net vir die liggaam van Christus gegee, nie vir die wêreld nie. Nie vir mense wat nie in die koninkryk is nie. En dis iets belangrik wat ons moet verstaan. Nou, een van die goed wat ons moet besef, God se strategie as ons in oorlog is dat daar plekke is waar ons in sy rus ingaan. En dan gaan die engele en hy voort met die geveg. Maar as ek en jy moeg raak, dan is daar 'n plek waar ek en jy na hom toe moet onttrek om onsself te kom versterk. En ons gaan nou 'n bietjie daarna kyk. Oorlogvoering en 'n oorlog is God se beste plan vir my en jou. As ek en jy in 'n oorlog is ons naby God. Ons is skerp, ons is op en wakker en ons hoor God beter as daai tye wat ons bietjie lekker ontspan en daar niks is wat ons voor staan in oorlog nie. Het julle dit agtergekom? So oorlogvoering en om in 'n oorlog te wees is die beste plek vir ons as kinders van die Here hier op hierdie aarde. Want dit is die plek waar die Here ons leer, waar ons groei in autoriteit en waar ons al hoe meer en meer die oorwinning van Jesus deel kry van ons lewe. Nou, een van die goed wat ek en jy moet verstaan, as ons nie veg nie en ons vlug, dan gaan ons in gevangenskap van die vyand. En dit is 'n baie, baie gevaarlike plek om by te wees. Ek en jy moet op 'n plek wees waar ons weet, ons is besig om te staan en te beklei en ons kan in die Here rus, maar ons gaan nie ons oopstel om te gaan sit en te stop nie, want dis 'n plek van oorgee en dis 'n plek van oorwinning. Dis 'n plek wanneer ons rug oop is en wanneer ons 'n teiken vir die vyand is. En ek wil vir Dawid weer na vore bring. Ek kan nie dink aan 'n beter voorbeeld as 'n warrior vir ons as Dawid nie. Ek en jy moet verstaan, God vat ons na sekere vlakke van oorlog toe. En daarom moet ek en jy seker maak dat die oorlog wat ons veg, is God se oorlog. Want die vyand wil ons in sy oorlog intrek, wat verseker ons gaan oorwin. God sê in Psalm 23, ek, God, dek 'n tafel vir jou. Ek gee vir jou alles wat nodig is, teenoor jou teestanders. En dan roep ek die gevegte, dat die vyand kan kom, en jou kan kom toets, want jy het my woord op hierdie tafel. En my woord is die wapen wat jou laat gaan oorwin. En as ons kyk na hierdie storie, dan dink ons aan Dawid, hierdie jong seun, wat 'n skaapwagter was. Maar hy het met God gewandel, wat so belangrik is. En Dawid moes eers die beer verslaan. En ek dink dit was vir hom 'n uitdaging. Dit was vir hom, hy was sekerlik bang geweest, hy het nie geweet hoe gaan die uitkoms wees nie, maar hy het daai beer geveg en oorwin. En ek is seker Dawid het daarna gedink, "Sjoe, dit was nou 'n lekker fight wat ek gehad het en ek het gewen. Ek is nie meer bang vir 'n beer nie. Ek kan hom oorwin." Toe stop dit nie. Hy's nou sterk genoeg om die leeu te oorwin. As hy nie die beer oorwin het nie, kon hy nie die leeu oorwin nie. Sien julle dit?
En toe hy klaar is met daai leeu, ek dink dit was seker skrikwekkend geweest vir hom om hierdie leeu te verslaan, maar toe hy klaar is daar, toe het hy 'n vreugde in die Here en hy weet, ek is nie meer bang vir 'n leeu nie. Ek het die leeu verslaan. En ek is seker, hy het gedink, nou is hy op 'n goeie plek met sy skaapwagterspos in hierdie, want dit is nou die predators wat die skape kom verskeer. So hy het gedink, hy is nou op 'n goeie plek in hierdie rol van hom. Maar nee, God het hom net gereed gemaak vir die volgende vlak van oorlogvoering. En hom uit sy comfort zone agter die skapies gehaal. En gesê, Dawid, jy is heeltemal in beheer hier, maar nou wil ek jou vat na 'n nuwe plek en 'n nuwe level toe. En nou gaan ek jou laat oorlog maak teen 'n reus. En dis baie interessant om te kyk hoe Dawid daai reus vernietig het. En wat was Dawid se gedagtes gewees oor hierdie reus? Sy gedagtes was net oorwinning gewees. Waar ek seker was sy broers en die res van die volk en het almal gedink ons beter vir hierdie mannetjie begrafnisreëlings tref. Want hierdie gaan hy nie maak nie. Hy's nie eers 'n soldaat wat opgelei is nie. En Dawid het daai reus oorwin in die Here. Want ons weet daai klippies wat hy gaan optel het verteenwoordig eintlik die 5-voud bediening van die Here en dit was ook al die ander reuse wat die broers van Goliat wat doodgemaak moet word. Die woord sê hulle is 5 gewees. So die geveg wat hy daar geveg het was op 'n autoriteitsvlak gewees dat hy nie meer bang hoef te gewees het vir die reuse nie, want God het voorsiening gemaak dat hy hulle almal uitgehaal het. En dit is wat die Here vir ons wil sê. Ons moenie beklei net om deurbrake te kry nie. Ons moet beklei met die wete dat ons opgelei word en in autoriteit groei om stap vir stap op aarde te oorwin dit wat God deur ons wil oorwin. Julle onthou verlede week die hele storie van Caleb. God het so deur hom geskyn en gereflekteer omdat hy gewandel het met God, dat hy 'n demoniese stronghold, 'n stad van die reuse, kon verander in 'n stronghold vir God tot in alle ewigheid. En dit is wat die Here wil hê ons moet vasmaak. Die oorwinning is op Golgotha afgehandel. Ek en jy het alles om te oorwin in hierdie gevegte wat ons moet veg. Maar Dawid het 'n moeilike ding hier gedoen. As ons lees in 1 Samuel 30, hoe lyk ons tyd? En ek gaan vir ons 'n bietjie lees hier, dan is dit die storie wat Dawid het weggehardloop vir Saul, gevlug vir Saul. En toe maak hy 'n baie verkeerde besluit. Hy besluit om na die kamp van die vyand toe te gaan en daar te gaan kamp opslaan. Hy gaan toe en hy gaan bly by die Filistyne. En nou is Dawid by die Filistyne en hy moet maak asof wat hy hulle goedgesind is, maar sy volk is eintlik Israel. So hy het met sy swak besluit hom op 'n baie verkeerde plek geplaas. En as ek en jy verkeerde gevegte veg, dan beïnvloed dit nie net ons nie, maar gewoonlik ons families en al die mense wat aan ons verbind is. En Dawid was op hierdie plek by die vyand en die volgende was daar 'n geveg gewees, oorlog wat gevoer is. En Dawid en sy mense was op die verkeerde plek en die vyand, die Amalekiete, het hulle vrouens, hulle kinders, hulle alles wat hulle het, weggevoer. Omdat hy in die kamp van die vyand was. So hy was nie onder die Here se beskerming gewees nie. As ek en jy gevegte het wat ons veg, wat nie van God af is nie, kry ander mense seer. En ons kry skade en ons kry seer. En julle almal weet waarvan ek praat. Wie van julle het al gevegte geveg wat nie van die Here af was nie? En die uiteinde is altyd gebreekte verhoudings en probleme wat ons veroorsaak het. So ons moet by die Here hoor, Here, hierdie geveg wat voor my is dit 'n geveg wat U wil hê ek moet veg, of is dit 'n stryk van die vyand
om my te vang en my te mislei, dat ek 'n oop teken vir hom kan wees, dat ek 'n oop deur kan wees vir myself en vir my familie. Nou ken ons die storie, dat Dawid hulle het gekom en hulle het gesien hulle vrouens en hulle kinders is weggevat, en Dawid was baie hartseer hieroor gewees. Ek wil hier 'n paar goed uitlig. Een van die goed wat gebeur as jy in verkeerde gevegte geveg het. Heel eers gaan jy op 'n guilt trip, want jy sien die skade wat jy veroorsaak het. En dan staan die mense rondom jou wat ook beïnvloed is deur jou verkeerde keuse teen jou op. En Dawid se manne het opgestaan teen hom en hulle wou hom stenig. Nou een van die goed wat ons hier goed moet weet, as hulle Dawid gestenig het, sou dit nie hulle vrouens en kinders teruggebring het nie. As Dawid op 'n guilt trip gebly het, sou dit nie sy vrou en sy kinders teruggebring het nie. 1 Samuel 30 vers 6 staan daar. David was greatly distressed, for the men spoke of stoning him because the souls of them were bitterly grieved, each man for his sons and daughters. Nou luister hier, but David encouraged and strengthened himself in the Lord his God. As ek en jy op 'n plek is, waar ons verloor het en verslaan is, waar ons moeg en moedeloos is, kan ons bid tot ons blou word, Here help my. En dan help dit gewoonlik nie, want die Here gryp nie in nie. Hoekom nie? Die woord sê, Dawid moes homself in die Here versterk. Jakobus kom en Jakobus sê vir ons, Jakobus 4, so be subject to God, resist the devil, stand firm against him, and he will flee from you. Come close, draw close to God, and he will come close to you. Recognize that you are sinners. Get your soiled hands clean. Realize that you have been disloyal. Wavering individuals with divided interest and purifying your hearts as your spiritual adultery. As you draw near to God, be deeply penitent and grieve, even weep over your disloyalty. Let your laughter be turned to grief and your mirth to dejection and heartfelt shame for your sins. Humble yourself, feeling very insignificant in the presence of the Lord, and He will exalt you. He will lift you up and make your life significant again. Hier kom die woord en sê, jy moet jouself humble. Die feit dat jy in 'n verkeerde geveg betrokke is, of dat jy moeg en moedeloos is, of dat jy opgehou beklei het jou fokus van jou God afgevat. En dit is idolatry. Want as jy nie God glo en hom vasgryp nie, dan is jy besig om iemand anders te glo, en dit is die vyand. Soos wat Dawid fisies in die kamp van die vyand ingegaan het, toe hy vir Saul gevlug het, het hy sekerlik gedink, God kan my nie beskerm nie. So ek sal by die vyand gaan skuil, want dit is 'n plek waar Saul my nie in die hande gaan kry nie. Maar as jy in die kamp van die vyand is, dan kom jy onder die autoriteit van die vyand. En dan kan die vyand met jou maak net wat hy wil. En dis wat so baie met my en jou gebeur. Kan julle die patroon sien in ons lewe? Wanneer ons moeg is, wanneer ons voel ons kan nie meer nie. Die Here sê, kom na my toe, want jy moet sien dat jou gebrek aan geloof, jou klein gelowigheid, jou moegheid, jou plek waar jy depressed is, waar jy in 'n gat is, waar jy moet uit daai plek uitkom. Jy moet opstaan en jy moet die vyand weerstaan. God gaan dit nie vir ons doen nie.
Ons moet dit doen. Ek en jy moet kom. Ons moet repent van ons idolatry, dat ons God nie glo nie, dat ons kleingelowig is, dat ons bang is, dat ons bekommerd is. Dis sonde in die oë van ons God. Ons moet dit bely. En wanneer ons dit bely, staan ons op. Ons weerstaan die vyand. En God sê, ek is nou weer terug in die prentjie. I draw near. So ek en jy sny die Here en sy teenwoordigheid uit ons lewens uit, wanneer ons verkeerde gevegte veg, maar ook wanneer ons moeg en moedeloos raak, en dink, nou kan ek nie meer nie. As ek en jy nie kan nie, dan gaan ons na die Here toe, en ons sê vir hom, ek is te moeg om aan te gaan. Dan staan die Here op vir jou. Maar ek en jy moet na die Here toe gaan, ons moet tot hom nader, laat hy dan tot ons kan nader. En ons mag vir hom sê, Here, ek is moeg, ek kan nie verder nie, help my asseblief, ek kom na u toe vir hulp. Dit mag ons doen, en dan sê die woord, die Here is dadelik daar om ons te help. Maar ons kan nie op 'n plek bly in die kamp van die vyand nie. Hy gaan ons vernietig, en ons gaan die heeltyd voel, waar is die Here? Die Here is nie by my nie. En dan wil ek kom en ek wil 'n woord bring in 1 Korintiërs 14 vers 4. En ek het dit al baie keer gedoen. Maar ons moet kyk, wat moet ons doen om onsself in die Here te versterk? Want as jy moeg is en moedeloos is, dan sukkel jy. En dit is waaroor ek en jy mekaar het. Ons is 'n liggaam. Ons het leiers, ons het boeties en sissies. As Willa te moeg raak, dan bel sy my en sê vir my, asseblief, kan ek en jy saam bid? Ek is moeg, dan gaan ek en ek tel haar arms op en ons bid, en as ons slaag gebid is ek en sy opgetel, nee Willa. En dit is wat die Here vir ons wil sê. Ons is nie alleen nie. En as jy voel, ek kom nie eers by die Here uit nie, kry jou sussie of jou boetie, wat lief is vir jou, en sê, kom help my asseblief, ek moet tot God nader, maar het voel vir my, ek is op 'n plek waar ek gestagneer het. Ons is in 'n liggaam, ons is daar om mekaar te help. As my voet moeg is my hele ander dele in my liggaam, as my voet seer gekry het, daar om my te help, om my voet op 'n plek te kry tot hy weer genees het. En dit is wat ek en jy in die liggaam moet doen. 1 Korintiërs, Jakobus is daar ook 'n skrif waar die Here sê, bely julle sonde teenoor mekaar, bid vir mekaar, dat julle genesing en herstel kan kry. Dit is die strategie wat God vir ons op aarde gee, want ons is nie altyd op 'n plek waar ons kan opstaan en vir onsself bid nie. Dan moet ons na mekaar toe gaan. 1 Korintiërs 14 vers 4 sê, Paulus kom leer die gemeente en sê, he that speaketh in an unknown tongue edify himself. Die oomblik as ek en jy in ons taal begin bid. Daai woord edify beteken, dis 'n bouwerk ook. Ek en jy bou ons op. Maar wanneer die vyand oorlog gevoer het en gewen het teenoor ons, is baie van wie ons is, hierdie tempel, 'n bietjie stikkend en 'n bietjie afgebreek. So hierdie edify beteken restaurasie, herbou, maar ook om opgebou te word. Wat het die Here vir Jeremia gesê? Jeremia, ek salf jou om af te breek en te vernietig die werk van die vyand, maar op te bou en te herstel en te plant, dit wat ek in jou lewe wil hê. So, ek het al soveel baie kere gesien, as ek op 'n plek is, waar ek regtig met my rug teen die muur staan, waar ek voel ek weet nie meer wat om te bid nie, waar ek moeg is, waar ek moedeloos is, waar ek voel ek het 'n deurbraak nodig, op daai plek te kom staan en dan te begin bid in my taal, dan voel ek, onthou ek en jy weet nie wat ons bid nie, die Heilige Gees weet presies wat ons bid en wat gedoen moet word, en ek voel net hoe begin die atmosfeer rondom my te verander, en hoe begin ek die blydskap van die Here in die plek daarvan ervaar. Die vyand se plan en strategie in hierdie tyd is, om ons op 'n plek te kry waar ons moeg is, waar ons moedeloos is, waar ons in verkeerde gevegte vasgevang word,
en waar ons oë afgehaal word van die Here, wat die enigste bron van hulp en deurbraak vir ons op aarde is. En hy is besig om ons terug te roep, om ons te versterk in hom, en vir ons te sê, die gevegte waarin ons is en wat ons veg, is nie verniet nie. Niks is verniet nie. As dit is wat God in jou lewe toelaat, het jy die tafel wat voor jou gedek is, wat sy woord is, wat die kos is, wat die wapen is, wat daai woord is wat jy uitspreek en bid in hierdie gevegte, jy het alles op daai tafel. En jy het die oorwinning van die kruis van Golgotha. Dit wat jy voorbid, waarvoor jy beklei, is volbring op Golgotha. Dis nie iets wat ek en jy weer van vooraf hoef te doen nie. So ek wil julle aanmoedig en ek wil julle bemoedig. Ek weet ons is in 'n tyd waar baie mense moeg raak. En waar ons moeg raak vir al die goed wat net op ons gegooi word. Moenie in 'n plek ingaan waar jy stil bly en dink, ag wat, ek gaan stil bly, ek gaan nie oor bid nie, ek gee dit maar net in die Here se hande. Dis nie wat die Here van ons vra nie. Tim het gekom en hy het geprofeteer, is dit 2 jaar terug, Peres, God is calling you to be his warrior bride. Ons is nie net die bruid van Christus nie, ons is sy warriors hier op aarde. En hy wil deur ons volbring wat hy ons aarde toe voorgestuur het. En as Caleb 'n demoniese altaar en 'n stronghold kon verander in 'n troon van Dawid tot in alle ewigheid wat Jesus op regeer. As hy dit kon doen, hy is 'n mens soos ek en jy. Die keuses wat ek en jy maak en soos wat ons met God wandel, gaan ons bring op die plek. Ek wil nie sê ons het elkeen 'n destiny nie. Baie mense fokus net op hulle destiny. We have a destination. So vat jou oë af van hierdie destiny wat ons uitstap en sit dit op die destination. God het letterlik daai current location vir ons elkeen gedownload. So ons is almal op pad na daai location waar hy is. En iets wat vir my belangrik is, gisteraand by die woordskool, ek moet vir julle sê, ek gaan nie die woordskool regtig waar baie, die Here leer vir ons so baie, het ons weer gepraat net oor, God het ons geroep om saam met hom te wandel. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Hy het gekom en hy het vir ons 'n pad gemaak. Alles wat ek en jy op aarde doen, volg ons eintlik in Jesus se voetspore, wat die woord met ons voetstappe rig. En dit is vir my so belangrik, dat Jesus, sy laaste maaltyd saam met sy disippels, het hy hulle voete gewas. En Petrus het gekom en gesê, maar was my hele lyf. Jesus sê nee, as jy my volg, as jou voete gewas is, gaan jy op my pad bly, en gaan jy die destination bereik, wat ek jou geroep het om te behaal, tot in alle ewigheid. Amen. Amen. Wie te woord? Visioen, kom Izet. Is altyd so lekker as jy vir ons bietjie kom invul. Die gedagte van wat jy saai, sal jy maai. Ek is vreeslik lief om dit te sê. En ek het dit nou vanoggend weer besef. Ek dink ook weer aan Dawid. Want toe daai profeet Nathan vir hom vertel het, wat gaan aan, toe sê hy, maar dis ek daai. Ek is die skuldige en hy het onmiddellik repent en dis reggestel, maar daar was gevolge. Maar as jy eendag in die troonkamer in die hofsaal staan, en die vyand kla jou aan, geregtigheid of ongeregtigheid, en jou woorde en jou dade spreek teen jou, is dit die tyd, ek meen dit, jou eie woorde en eie dade judge jou. Maar as jy terugtree en repent in die bloed van Jesus, kan hy jou nie aankla nie. Maar dis wat jy saai, sal jy maai. Amen. Amen. Ek gaan laat ons bid vandag, repent vir onsself, maar ek wil ook hê ons moet bid vir Suid-Afrika. Het voel vir my regtig waar ons het soveel gebed nodig in ons land. En dan wil ek vir julle sê van die 13de dink ek tot die 20ste April
nee Izet, is dit Pessach. En vir my voel dit amper, nou Woensdag, was dit, hulle noem dit as Woensdag, Ash Wednesday, wat 40 dae voor Pessach is, wat 'n voorbereiding is vir die belangrikste fees wat ek en jy vier, en sal vier tot in alle ewigheid. En dit is die kruisiging, maar nie net die kruisiging van Jesus nie, ook die opstanding. En ons moet onthou, Jesus is die eerste vrug, die first fruit. En omdat die beginsel van die eerste vrug vir God, deur God ingestel is, wanneer ons staan op daai dag van die first fruit, dan kom ons letterlik soos 'n wyfoffer voor Vader God, en ons sê, Vader, ons eer U met die eerste vrug, maar dankie dat die beginsel hier is, omdat ons U eer en daaroor bid, kom U en sê, dat hierdie is die eerste, ek sorg dat die res so lyk. En besef julle, as ons hierdie ding verstaan, dan sê ons eintlik Jesus, die opgestane Jesus Christus. Daardie skrif, die volle mate, kan in my en jou vervul word, omdat ons weet, ons staan voor hom met 'n first fruit honoring. So dit is so belangrik om te weet, hierdie is so 'n belangrike tyd, want dit is die tyd, vir my is die feeste so wonderlik, want God gee vir ons elke jaar 'n geleentheid om onsself te ondersoek. Daai unleavened bread, om te kyk, wat se sonde is daar in my? En soos wat ons die feeste deurgegaan het, en dit gevier het, elke liewe jaar is daar iets wat God release. Anders is die ander jaar, maar wat vir ons meer en meer 'n volheid gee en 'n verstaan gee van waarmee ons besig is. Amen. Kom ons staan, ek wil hê ons moet bid in hierdie ding in, en dan wil ek ook graag bid vir die naweek. Ek is baie opgewonde oor die naweek, het lyk my ons gaan omtrent so 38 wees, en ek weet hierdie is een van die beste seminare wat 'n mens kan aanbeveel vir al daai goed in ons lewe wat ons nog mee sukkel. So ek gaan vir Louise vir jou vra om te bid vir die naweek asseblief hoor. En ek wil hê dat Izet vir ons moet bid vir Israel. Dit is maar 'n rowwe ding in Israel, en hierdie hele ding met die hostages, wat ek wonder of hulle nog lewe. Dis hoekom hulle so draai. Laat ons daarvoor bid, en dan gaan ek vir Willa vra om vir ons te bid vir Suid-Afrika. So kom ons bid almal saam, en onthou, ons stem almal saam, daar's 'n voice print in die hemele, en al lyk ons na min vanoggend hier en oor die internet, hierdie is 'n weermag wat by mekaar is. Willa, begin jy sommer vir Suid-Afrika. Onse Vader, wat in die hemel is. Die feit dat ons vanmôre kan staan voor U troon van genade, is 'n mercy en 'n grace wat ons nie eers begryp nie. En met hierdie wete, ek dink so baie daaraan, voor die grondlegging van die wêreld, ancient of days, you are our ancient of days, het U geskep. U die lande geskep, die seisoene soos die woord sê. U het mense geskep, U het hulle geroep of hulle nou antwoord of nie antwoord nie. Elke een het U geplaas waar U hom wil hê. Dit is nou partykeer dan trek die ouens. Maar ek dank U daarvoor, so baie is, ek dink, dan besef ek net, ek sit op Botawil, U het ons hiernatoe gebring. Soos Ruben sê, dit weet ons waaragtig, U het ons hiernatoe gebring. En ons het 'n doel hier. Ons doel is om saam te staan met die gelowiges. Ons as gelowiges moet saam staan vir hierdie land. Ons is verantwoordelik, die woord het gesê, bid vir julle regering. En nou kom ons met verwyte en aanklagtes. En Here, ek repent vanmôre daarvoor. Ek repent ons vir ons beter weterigheid en inspraak lewer van 'n ding, dan weet jy, ken nie eers die situasie nie, ken nie die situasie agter die situasie nie. Al die profetiese woorde wat uitgegaan het, U sal hulle laat waar word.
En ek dink die grootste ding is, hier was baie profetiese woorde al van Botawil, Godsong, Naledi in die Vrystaat. U slaap nie. U is besig. U is besig om ons op te lei. Ek het nou die dag gesê, daar was 'n tyd in ons lewe hier in Parys wat ons verskriklik oorlog gemaak het. Nou weet ek nie hoekom maak ons nou minder oorlog nie. My gebed is Gees van God, dat hierdie land die destiny sal bereik en sal voltooi soos wat U dit beplan het. Maar dan bid ek ook vir ons wat hier bly, om te besef, ons is hier, dis geleende tyd hierdie. U het ons hier geplaas, U het ons gekies, ons het 'n verantwoordelikheid, en my verantwoordelikheid is om te sien na my medemens, na ons dorp, en nie net te kerm en te klaar, hoe vuil is die straat en nie, dat ons sal beginne afklim, en beginne meedoen, en dankie Vader, that we will bring honor and joy to your heart. As U kyk na ons en U sien hoe ons as gelowiges, kinders van die Allerhoogste God, beginne saam staan en beginne saamtrek en mekaar se arm sal oplig, die wat dit nodig het, die wat in baie belangrike posisies is en belangrike besluite moet neem. Is maklik vir my om hier te staan en te sê, man, dit was 'n dom besluit daai. Ek staan nie in daai ou se skoene nie. Ek vra vergewe ons vir in plaas van vergifnis val ons aan. En dis nie wat U doen nie. Ek bid dat U ons sal kom toerus, elke een van ons. Persoonlik self wil ek vra vir 'n spesiale salwing, 'n fresh anointing, my Lord. En om te maak soos Jeremia ook gesê het. Woon en werk rustig voort. Breek af en roei uit. En dat ons sal besef, ons is hier geplaas deur U. Ons is nie hier vir 'n jolly tyd nie. Dankie dat U ons toerus. Dankie vir die kosbare teachings wat ons leer. En dankie dat ons kan staan voor 'n God van mercy and grace. En dat ons, soos reeds vanoggend gesê het, repentance. Dit kom eerste. Dat ons sal besef, ek moet verantwoordelikheid vat. Die help ek geen ander ou skuld nie. Ek vat verantwoordelikheid. U het verantwoordelikheid gevat vir elkeen van ons. I pray for mercy and grace, my Lord, dat ons sal uitsien na daai dag, wat ons sal kyk na Botawil, Godsong en Naledi en sal besef, it came true. In Jesus wonder that we will be an honor and a blessing to you by the way we walk and live and take care of each other. Amen. Heilige Gees van God, dankie dat ons in U teenwoordigheid kan inkom om U hulp te vra, om U te aanbid, om U naam groot te maak, om te kom erken dat U God is. Daar is niemand soos U nie, en ons kom buig vanmôre in aanbidding en in afhanklikheid voor U. Here, ek wil hierdie naweek voor U kom oplig en ek wil vra, Heilige Gees van God, vat asseblief vir Louise uit die pad uit en kom bid deur my wat op U hart is, wat U wil hê wat moet land. So ek lig hierdie naweek voor U op, Here, en ek wil kom vra dat U in die eerste plek die atmosfeer sal kom skoonmaak, dat U die engele hier sal kom instuur om te kom verwyder alles wat nie hier moet wees nie, alles wat hierdie naweek opponeer, alles wat mense weghou, alles wat mense se ore toedruk, alles wat mense verhinder en verhoed om te verstaan wat gesê word. Maar bo alles bid ek, Here, vir die saad wat moet val, die saad wat moet val in harte, dat dit op vrugbare grond sal val. Dat U sal kom met U Heilige Gees en met die waarheid van die woord, en dat U hierdie saad sal kom benat. En ek bid spesifiek, Here, vir 'n goeie en 'n gesonde wortelstelsel. Ek kom bid dat die wortelstelsel van die saad wat gesaai word in hierdie naweek, so in die grond sal indring, so die grond sal oopbar, so sal inwurm, wil ek amper sê, tot daaronder waar die waterfonteine is, waar hulle water kan trek om die plant te laat groei. Dankie dat ons kan weet, U is die Heilige Gees, U is die een wat benat, U is die een wat leer, U is die een wat laat groei. Ek bid vir elke spreker hier, Here, dat hulle sal spreek wat uit die Vaderhart uit is. Ek bid vir geopende ore, ek bid vir 'n oop atmosfeer. Maar bo alles bid ek, Here, dat U doel sal bereik met hierdie naweek en dat U verheerlik en verhoog sal word.
en dat die vrug wat sal kom uit hierdie naweek 'n soet geur en 'n soet offer sal wees voor die voete van ons Heiland wat die volle prys betaal het. Dankie dat ons dit kan bid in Jesus se kosbare naam. Amen. Vader, ek staan ver oggend hier as 'n enkele persoon, maar as deel van 'n groot klomp mense wat ek weet wat vir Israel bid. Mense wat U ken, mense wat verstaan uit die Bybel uit wat gebeur met Israel en wat hulle destination ook gaan wees, Here. Maar wat intussen gebeur, kan ons nie altyd verstaan nie. Here, en ek kan ook nie verstaan hoe kan hulle, as hulle U nie ken nie, deur hierdie trauma kom wat nou daar aan die gang is nie. Daai mense wat geliefdes verloor het, hoe kan hulle U nie sien nie? Vader, en dan die groot oorweldigende gedagte wat vandag by my opkom is repentance. Ek staan in, Here, en ek wil repent namens daai mense vir daardie vasgevangde harte, vir daardie haat en daardie verlies en daardie seerkry wat alles oorheers en wat miskien maak dat hulle U nie kan sien nie. Want hoe kan hulle dit verstaan as hulle U nie ken nie? En as ek so na hulle getuienisse luister, Here, dan weet ek, daar's baie van hulle wat nog nie vir U ken nie. En ek staan ver oggend in, Here, en ek vra vergewe asseblief die blindheid. Ek wil ook bid, Here, maak oop die oë en die ore vir die wat U moet sien. En vir die wat moet repent, Here, om by U te kan uitkom. Want die oomblik as hulle kan repent, kan U ook tot hulle nader. Ag Here, wys vir hulle die lig. Wys vir hulle hoe lyk dit. Want al wat hulle ken is die teenoorgestelde in hierdie tye wat verby is. Want die onsekerheid, die haat, die woede, die oorlog, wat alles wat sleg is in mense uitbring. Ag Vader, ek vra vergifnis dat hulle U nie ken nie. Ek vra vergifnis dat daar nie arbeiders genoeg in die oes is om U vir hulle te wys nie. Stuur mense, Here, en bekragtig die intercessors wat vir Israel moet bid, dat hulle ook die regte dinge bid, sodat ons die einddoel kan sien, Here. En ons weet almal van al die beloftes uit die Bybel uit, wat U vir Israel gegee het, as hulle terugdraai na U. Deur die geskiedenis heen, as daar 'n slegte koning kom, en hy begin met vals afgode, en hulle begin met tweespalt, en hulle begin met rusies en oorloë, dan draai U weg, en U tree terug. Maar Vader, dan kom daar weer 'n goeie koning. En die oomblik as dit verander, dan kan U weer toetree. En so bid ek dan vir hulle regering. En ek weet daar's verskriklike tweespalt ook by hulle regering. En ek bid, Here, dat dit ook opgeklaar sal word. Dat hulle vrede sal vind onder mekaar, sodat hulle 'n oplossing kan uitdink. En sodat U die raad kan gee en die rigting kan gee waaraan hulle moet beweeg. Vader, ons harte bloei. Ons harte bloei, ons kry hierdie mense jammer. En ons moet ons eie harte bewaar. Ek vra vergifnis dat ek die ander kant, so, ek wil amper sê, ek kan hulle nie voor my oë sien nie, want ek sien net die dade wat hulle gepleeg het. Here, maak ons oë oop dat ons kan sien, dis die vyand wat deur hulle werk. Hulle sien ook nie die lig nie, en ons moet vir hulle ook bid. Ag Vader, wil U ook onder hulle werk, al is daar net iemand wat iets raak sien, sodat hulle kan verstaan wat hulle doen is nie reg nie. Dis verkeerd. Daar's soveel wanpersepsies en soveel misleiding, van daar af dwars die hele wêreld. En dit oorheers die geskiedenis of die hele atmosfeer oor die hele wêreld op die oomblik, Here. Maar ons vra net, Here, ons hou hulle by U voete, ons hou hulle voor U troon en gee dat hulle U sal sien. In Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons nader tot die Here. Vader, ons wil vir U dankie sê vir U woord van vandag. Maar Vader, ons wil onsself kom humble voor U en sê ons is skuldig. Ons wil vandag kom vergifnis vra vir elke plek waar ons moeg en moedeloos geraak het, waar ons bang geraak het, waar ons klein gelowig geraak het,
waar ons depressief geraak het, waar ons net gaan sit het en gesê het, dis nie moeite werd nie, ek sien nie kans om aan te gaan nie. Elke plek waar ons gaan skuiling soek het by die vyand, sonder laat ons dit weet. Vader, vrees is 'n gebrek aan geloof. En geloof wek vrees op, wat die vyand se wapen is. En ons is jammer vanoggend, dat ons by die vyand gaan tent opslaan het. Vergewe asseblief, Here, ons idolatry, vergewe die feit dat ons rug op U draai, sonder dat ons dit in woorde sê. Vergewe ons dat ons dink, U kan nie hierdie geveg saam met ons deurvoer nie. Vergewe ons dat ons dink, dat ons probleem groter is, as die oorwinning in die genade van die kruis van Golgotha. Vergewe ons vandag, Here. En ons wil vra dat alles wat ons opgerig het, dat U vuur dit vandag sal kom vernietig. En ons staan op uit die bondage van die vyand, uit die kamp van die vyand, en ons stap terug. Ons nader tot U, Vader. Dankie dat U daar is om in U volheid tot ons te nader. En dankie vir U wapenrusting. Ons wil opnuut weer dankie sê, Here, dat ons hierdie wapenrusting kan aantrek. En dat ons weet dat alles wat ons nodig het, is in U opgesluit. En ons bid, Here, dat U vir ons sal help om te onthou, dit gaan nie oor die oorlog nie, maar dit gaan oor Golgotha. Dit gaan oor die sukses wat U deur ons wil behaal en laat manifesteer. So ek bid dat U ons sal versterk soos ons na U toe nader. En dat U ons kom salf met 'n nuwe vars salwing om vas te staan en om deur te druk, omdat Jesus die prys afgehandel het. Here Jesus, ons wil vir U dankie sê vanoggend, en ons wil vir U die lof en die eer en die aanbidding gee, dat ons in U kan doen wat ons Vader ons geroep het om te doen. Word verheerlik. En ons sê almal saam, Amen, amen. Ek vertrou julle is versterk in die Here vandag. Laat ons met nuwe moed opstaan en gaan doen wat hy ons geroep het om te doen. Amen. Geniet die res van julle week.